Goeiemôre. Groet julle almal in die lieflike naam van Jesus Christus. Het is my lekker om weer terug te wees, dis 'n lieflike oggend hier so by ons. Ek wil vanoggend kyk en ek wil deurgaan Esra 7:9 en die middernaggeroep. Ons het gesien dat geskiedenis herhaal. Ons het gesien dat die Here al die dinge vir ons neersit. En Esra 7:9 is my baie na in die hart. Baie mense vat hierdie ding heeltemal uit verband uit. Die Here leer vir ons dat elke mylpaal is 'n gebeurtenis in geskiedenis wat ons reg moet toepas. Ons kan nie hierdie gebeurtenisse net sit waar ons wil nie. Baie mense vat Esra 7:9 en hulle pas dit toe op baie verskillende applikasies. Ons het gesê, en ek vat julle terug na Kain en Abel toe. Kain kom en hy gee sy beste wat hy het, maar die Here sê vir hom, Kain nee, ek het spesifieke voorskrifte wat ek vir jou neergesit het. Wat ek soek is 'n lammetjie. Dis die voorskrifte. Wat ons deesdae doen en wat ons geneig is om te doen is, ons vat ons dinge, ons sit dit voor die Here neer en ons verwag die Here moet dit aanvaar. Ons vat hierdie ding en ons het baie mooi daarna gekyk. 'n Mylpaal, 'n spesifieke geskiedkundige gebeurtenis moet op sy regte plek gesit word, dat hy die regte betekenis het, want hierdie dinge herhaal. En ons gaan moet baie mooi kyk as ons dit op 'n verkeerde plek sit, soos wat ons voorheen gesê het is. Een klein dingetjie, een datum kan 'n hele waarheid vernietig. En dit is vir ons baie belangrik om hierdie dinge so neer te sit. Net so is dit met Esra 7. Ons gaan kyk wat dit het in geskiedenis. Ons gaan kyk wat was die toepassing gewees dan. Ons gaan kyk na die Millerite geskiedenis. En ons gaan kyk wat die toepassing was daar. Ons gaan 'n bietjie kyk na die middernaggeroep. En ons gaan ook kyk na die 2300 jaar. Hulle almal loop hand in hand saam. So as ons een van hierdie dinge skuif, verander al hierdie mylpale wat ons neergesit het daar. Ons wil kyk veral by die Millerite geskiedenis. Alles gaan oor Daniël 8:14, die 2300 jaar. En ons moet baie mooi kyk, waar begin dit, waar eindig dit, en wat is die toepassing daarvan, hoe het William Miller dit gesien, hoe die Millerites dit gesien, hoe sien ons dit, want ons gaan sien, ons gaan daai geskiedenis presies herhaal. Ek het vir julle aanhaling. Review and Herald, Augustus 19, 1890. Wanneer die boodskap van die derde engel verkondig word, soos dit moet, sal mag sy proklamasie vergesel. En dit word 'n blywende invloed. Dit moet bygewoon word met die goddelike krag, of dit sal niks bereik nie. Ons is dikwels verwys na die gelykenis van die 10 maagde, van wie 5 wys was en 5 dwaas. Hierdie gelykenis was en sal weer vervul word tot die letter, want dit het 'n spesiale applikasie vir hierdie tyd. En soos die derde engel boodskap wat vervul was en sal voortgaan om heilige waarheid te wees tot die einde van tyd. In die geskiedenis het die 10 maagde lampe gehad, maar slegs 5 van hulle het die reddingsolie gehad, hoor wat sê sy, om hulle lampe aan die brand te hou. En ek wil ook gaan kyk, wat is die reddingsolie? Baie van ons sê, dis die Heilige Gees. Sy praat van 'n reddingsolie. Dit is iets baie spesifiek, en my hart is daar om met julle te gesels met broers en sisters, want ek dink daar's 'n wanbegrip van wat is waarheid, en hierdie heilige waarheid waarmee ons besig is, en wat is dit wat God vir ons nou vra? As ons gaan kyk in Noag se tyd, wat was die boodskap gewees? Die boodskap was eenvoudig. Klim in die ark, daar kom reën. Om gered te word, kon jy baie dinge doen. Maar as jy nie in die ark klim nie, dan was jy nie gered nie. En vandag gaan ons sien dat God gee vir ons baie spesifieke riglyn en 'n baie spesifieke boodskap. As ons nie aan daai vereistes gaan voldoen nie,
gaan dit presies met ons gebeur. Ons gaan rondhardloop met baie verskillende doktrines en baie verskillende dinge. Maar as ons nie in daai aard gaan klim nie, broer en suster, dan staan ons buitekant. En dan is ons verlore. En ek wil ernstig 'n beroep op julle doen. Luister na hierdie aanbieding. Wat ons doen is, al hierdie dinge haal ons uit die woord uit en ons staaf dit met die geskiedkundige gebeurtenis. Ons gaan terug in tyd en ons gaan kyk waar dit vandaan gekom, hoekom is dit daar, en ons gaan absoluut sien wat is die toepassing in verskillende tydperke. Dan kan ons sê, yes, dit staan. En dit sal nêrens heen gaan nie. Maar ons gaan nie net ietsies vat en ons gaan dit daar neersit en ons gaan sê, hierdie pas hier en hierdie pas daar. En die Here werk nie so nie. Hy is baie presies. Hebreërs 13 vers 7 tot 9. Gedenk julle voortgangers. Gedenk julle voortgangers. Wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Wie is ons voorgangers? Ek sien hierdie in die verband met ons pioniers. Die mense wat voor ons gestap het. En ons gaan kyk na hulle. Ons gaan kyk waar hulle gestaan in geloof, maar ons moet ook kyk waar hulle geval in geloof. Ons gaan nou uitleer. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Esra 7:9. Kom ons begin net by Esra. Ek gaan stukkie vir stukkie deur van ons genade geskiedenis kyk en ons gaan kyk wat se toepassing het dit. En ek gaan 'n paar ander waarhede daar neersit. So kom ons kyk. Kom ons gaan na Esra 7 toe. Ons begin vers 6 tot 9. Ons gaan net 'n bietjie agtergrond kry. So ons is op Esra 7 en ons gaan kyk vanaf vers 6 tot 9. Dit is wat die woord van die Here sê. En hierdie het hierdie Esra opgetrek uit Babel, en hy was 'n skrifgeleerde vaardig in die wet van Moses wat die Here, die God van Israel gegee het, en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Ook van die kinders van Israel en van die priesters en van die leviete en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van die koning Artaxerxes, of Artaxerxes, soos ons dit in Engels ken. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand, dit was die 7de jaar van die koning, Esra 7:9, want op die eerste van die eerste maand, so die eerste dag van die eerste maand, het hy die optog uit Babel gereël, en op die eerste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van God oor hom was. So, al wat ons hier so sien is, Esra gaan op 'n sekere tyd uit Babylon uit Babel uit, en hy kom op 'n sekere tyd by Israel uit. Hoekom trek hy? Die vraag is, hoekom trek hy? Ons moet nou baie mooi kyk, dat die koning gee hom 'n dekree in sy hand. Esra staan met daai dekree is die 3de dekree vir die herbou van Jerusalem, en hierin sluit in ook die mure van Jerusalem. En Esra staan met die dekree in sy hand. Hier is hy. En hy kry sy mense bymekaar, en op die eerste dag van die eerste maand trek hulle uit Babylon uit. Hy sit met die dekree in sy hand. Ons gaan kyk wat gebeur daar. Heel eerste wat ons het, ons gaan na Esra 8 toe, want daar sit 'n teleurstelling. Daar sit 'n teleurstelling die oomblik toe Esra uit Babylon uit beweeg. Kom ons gaan kyk. Esra 8, ek wil lees van vers 15 tot 20. En Esra sê, en ek het hulle versamel by die rivier wat na Ahava, ek sê om het uit te spreek, loop. En ons het daar 3 dae lang laar opgeslaan. En ek het op die volk en die priesters ag gegee, maar van die kinders van Levi daar nie een getref nie. So daar was sommer teleurstelling, hy roep die mense uit, weer die leviete is nie daar nie, dit is vir 'n groot teleurstelling. Daarom het ek Eliezer, Azariel, en jy sal sien wat hy doen is, hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ek gaan nie almal se name uitspreek nie. Julle kan dit gaan lees. En hy vat hierdie mense en hulle bevel gegee aan Ido, die hoof in die plek Kasifia. En ek het die woorde in hulle mond gelê, wat hulle met Ido en sy broers, die tempelbedieners in die plek Kasifa moet spreek, dat hulle vir ons dienaars vir die huis van ons God moet bring. En hulle het vir ons, omdat die goeie hand van ons Here oor ons was, verstandige manne uit die kinders van Magli, die seun van Levi, die seun van Israel gebring, naamlik Serabia, met sy seuns en sy broers, 18. En ek wil net vers 31 lees. Daarna het ons weggetrek van die rivier Ahava af op die 12de van die eerste maand, om na Jerusalem te gaan. En die hand van ons God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en wat al op die pad vir ons gelei. En die wat ons voorlê op die pad. Kom ons kyk, ek wil uit Prophets and Kings lees. Gaan saam met my dat ons daardeur gaan kyk. Dis Prophets and Kings, bladsy 612. In die uitreiking van hierdie bevel deur Artasatsa was God se voorsienigheid geopenbaar. Sommige beoordeel dit en gebruik die voordeel van die voorreg van die terugkeer onder omstandighede so gunstig. 'n Algemene vergaderingsplek van samekoms was genoem en op 'n vasgestelde tyd vir die wat verlang het om na Jerusalem te gaan. Hulle het bygekom vir die lang reis. Ek het hulle versamel by die rivier van Ahava, het Esra gesê. En daar het ons tente opgeslaan en 3 dae vertoef. So is belangrik. Ons het 2 dinge moet sien. Die heel eerste is ons hulle vertoef. Esra het gewag dat 'n groot aantal sou terugkeer na Jerusalem, maar die getal wat tot die oproep gereageer het, was teleurstellend klein. Hy kom en hy roep die mense en sê, kom ons gaan terug Israel toe. En net 'n klein groepie daarvan. Baie van die wat huise en lande verkry het, het geen begeerte om hierdie besittings op te offer en op te gee nie. Hulle hou van gemak en gerief en was baie tevrede om te bly. Hulle voorbeeld bewys 'n hindernis vir ander wat dalk anders sou besluit het om hul lot in te gooi met die wat vorentoe beweeg in die geloof. Soos Esra oor die groep gekyk en wat vergader het, was hy verbaas om nie een van die seuns van Levi te vind nie. Daar was die lede van stam wat afgesonder was vir die heilige diens. Hy sê, waar was die lede van die stam wat afgesonder was vir die heilige diens van die tempel? Met die geroep, wees aan God se kant, moes die Lewiete eerste gewees het om te reageer. Onthou, vat hulle nou net terug, of sy vat hulle nou net weer terug na wat gebeur het met Moses met die goue kalf. So hier kom Esra, hulle trek uit Babylon uit, hulle kom by die rivier, hulle vertoef daar en hy sien, daar's niemand van die kinders van Levi. Dis wat ons gelees het, om te sê, hy stuur sy manne terug en sê, maak 'n oproep, maak 'n dringende oproep vir hierdie mense en kyk. Okay. Kom ons kyk, vertoef in Ahava. Dit is Esra, weer eens het Esra beroep op die Lewiete gedoen. Hy stuur 'n dringende uitnodiging om te verenig met sy groep. Om die belangrikheid van vinnige optrede te beklemtoon, het hy met sy skriftelike pleidooi verskeie van sy hoofmans en manne van intellek saamgestuur. Terwyl die reisigers vertoef met Esra, het hierdie getroue boodskappers haastig teruggegaan met die pleidooi. Bring vir ons dienaars vir die huis van ons God. Esra 8:17 sal ons dit sien. Die appel is gehoorsaam. Sommige wat vasgehou het finale besluite gemaak om terug te keer. En als omtrent 40 priesters en 220 tempelbediendes, mans op wie Esra kon staat maak as wyse leraars en goeie onderwysers en helpers, is na die kamp gebring. Dit is alles deel van Prophets and Kings, bladsy 614. Ek wil bladsy 617 ook lees. Tydens 'n paar dae wat die Israeliete oorgebly het by die rivier, is elke voorbereiding voltooi vir die lang reis. Ons vertrek, het Esra geskryf,
op die 12de dag van die eerste maand om na Jerusalem te gaan. En die hand van ons God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat vir ons op die pad gelê en wag het. Esra 1 vers 31. Omtrent 4 maande was hulle op reis. Die skare wat Esra vergesel het, 'n paar duisend insluitende vrouens en kinders, veroorsaak stadige vordering, maar alles is bewaar in veiligheid. Hulle vyande was teruggehou om hulle te benadeel. Hulle reis was 'n voorspoedige een en op die eerste dag van die 5de maand in die 7de jaar van die koning Artasatsa het hulle in Jerusalem aangekom. Prophets and Kings bladsy 671. Okay. Ek wil hê ons moet nou net eers gaan kyk wat het gebeur in die geskiedenis. Kom ons gaan kyk. As ons kyk, dan moet ons baie mooi kyk wat gebeur. Die eerste dag van die eerste maand in die jaar, en ons weet dit in geskiedenis, 457 voor Christus, trek hulle uit. As ons nou berekening gaan doen, en dit is waar baie van hierdie dinge inkom, is, as ons kyk hoe werk 'n kalender, hy begin op die eerste dag van die eerste maand, ons noem dit 1 Januarie van daai jaar. Okay? En daai selfde jaar eindig op die laaste dag van die laaste maand. Ons sal sê in ons kalender 31 Desember van daai selfde jaar. As ons dan 2300 jare bytel, wat gaan gebeur is, ons begin op die eerste dag, die 1 Januarie, hierdie is die einde van die jaar, so wat gebeur is, ons vat hom al die pad, tot by die einde van 1843. Onthou wat ons gesê het, kyk mooi, hierdie is voor Christus, die jaar 1, dit is na Christus, die jaar 1. Moenie die 0 jaar bytel en deur mekaar raak nie, dit is 'n kalender. Baie mense sê vir ons, ja, dit is 'n 0 jaar wat nie daar is, ons moet hom bytel, nee. As jy gaan sien, van hier af tot hier is 475 jaar, van hier af tot daar is 1843 jaar. As jy dit gaan optel, sal jy sien, jy kom presies op die laaste dag van daai laaste maand 1843 uit. Okay. Kom ons gaan en ons lees verder. Ek gaan julle baie mooi daardeur vat. Glo ek met die hulp van die Here. Die bevel van Kores, Darius en Artasatsa. Onthou, ons sit met die 3 dekrees wat gemaak is deur die konings van Persië. En ons kyk hierdie as die 3de en die laaste dekree wat ons verstaan om te sê, gaan Esra, gaan maak klaar in Jerusalem en bou ook die mure. Die groot stryd, bladsy 326. In die 7de hoofstuk van Esra word die bevel gevind, verse 12 tot 26. In sy kompleet vorm is dit uitgereik deur Artasatsa, die koning van Persië, 457 voor Christus. Maar in Esra 6:14 is gesê om die huis van die Here in Jerusalem te voltooi volgens die bevel van Kores, Darius en Artasatsa, die koning van Persië. Hierdie 3 konings in oorsprong bevestig en voltooi die dekree en bring dit in volmaaktheid deur die profesie wat die begin van die 2300 jaar merk. Neem 457 voor Christus, die tyd wanneer die bevel voltooi was, as die datum van die bevel. Elke spesifikasie van die profesie aangaande die 70 weke was gesien as 'n hele vervulling. Onthou, dit is die begin van die 70 weke, sowel is dit die beginpunt van die 2300 aande en morgens. Kom ons gaan net gou weer terug na Daniël 8. Toe, laat ek net seker maak ons almal is op die hoogte waar ons nou is. Kom ons gaan gou terug. Ons is op Daniël 8:14. Onthou die hele Millerite geskiedenis. Die hele boodskap wat William Miller gehad het, was gebaseer op die oordeel. En dit het gegaan oor Daniël 8:14. En as ons kyk na Daniël 8:14, sê die woord van ons, en hy het vir my gesê, 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom sy regte staat herstel word. Ons verstaan, William Miller het nie die volheid besef van wat die heiligdom is nie, hy het gesien as die aarde en die wederkoms van Christus. Ons weet en die Here het vir ons die boek oopgemaak
en ons verstaan wat dit was, dat Jesus beweeg het van die heilige gedeelte na die allerheiligste gedeelte. Wanneer het Jesus in die heilige gedeelte begin met sy bediening? Wanneer het Jesus begin met sy bediening? Onthou, na sy kruisiging en opstanding is die Here opgevaar na die hemel, en toe het hy sy bediening in die heilige gedeelte gedoen, as ons hoëpriester. Maar daar's 'n tydperk waar hy daai bediening klaargemaak het, hy beweeg het na die allerheiligste gedeelte en die oordeel het begin. En ons moet dit verstaan. En daai gedeeltes is wat William Miller verkondig het, maar hy het dit nie in die regte lig gesien nie. En ons gaan kyk wat het gebeur en wat was hulle teleurstelling geweest. Kom ons kyk net eers 'n bietjie na kalenders. Ons moet verstaan daar's verskillende kalenders. En ek wil net die Hebreëse kalender, julle verstaan die profetiese kalender. Dit het ons deurgegaan. Dit is 360 dae in 'n jaar, onthou, 'n dag-jaar prinsip wat ons gehad het, 30 dae in 'n maand. Dit is 'n profetiese kalender. Nou ons moet kyk na hoe werk die Hebreëse kalender. En daar's verskillende groepe wat verskillende kalenders het binne die Hebreëse groep in die kalender. Ons het die Gregorian, soos ons dit noem, kalender. En ek gaan 'n bietjie die verskille uitwys, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Kom ons begin net eers die Hebreëse jaar 1843 en die eerste teleurstelling. Kyk, vanaf die datum van die bevel deur die koning van Persië gevind in Esra 7, wat gegee was in 457 voor Christus, moet 2300 jaar van Daniël 8:14 eindig, soos ons gesê het, in 1843. Hier is Testimonies, volume 1, bladsy 52. Gevolglik het ons gekyk na die einde van hierdie jaar vir die koms van die Here. Dit beteken, kyk mooi, hulle het die datum gevat en dis wat William Miller hulle gedoen het. Hulle het gesê, ons vat dit van die eerste dag van die eerste maand, ons stel ons 2300 jaar by, ons kom dan op die laaste dag van 1843, so wat hulle verkondig het, en die Millerites het gesê dat hulle verwag die Here se koms in 1843 op die laaste, sal dit wees die laaste dag van die laaste maand in 1843. Dit is as jy dit kyk na die Hebreëse kalender. Ons gaan moet dit terugwerk na ons kalender om te kyk wat se dag dit was. Want dit is nie noodwendig dieselfde nie. Okay. Maar ek wil net laat julle verstaan. Die laaste dag van 1843 was die afsnydatum wat hulle gesê het Jesus sou kom. Ons was ongelukkig teleurgestel toe die jare heeltemal verbygegaan en die verlosser nie gekom het nie. Dit was nie die eerste keer gesien, dit was nie die eerste keer gesien dat indien die bevel nie voortgegaan het aan die begin van die jaar 457 voor Christus nie, dan sal die 2300 jaar nie voltooi aan die einde van 1843 nie. Ek kan dit nou mooi verduidelik. Maar dit is vasgestel dat die bevel naby die einde van die jaar 457 voor Christus gegee is. En daarom moet die profetiese tyd tot die herfst van die jaar 1844 bereik. Daarom het die visie van die tyd nie vertoef nie, maar dit het gelyk of te doen. Ons het geleer om te berus op die taal van die profeet, wat die gesig sal nog duur, tot op 'n vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Okay. Wat interessant is dat hulle kom agter dat Esra sit met die dekree in sy hand toe hy verlaat. Maar onthou net, die dekree sê vir ons, die 2300 jaar, wanneer begin dit? Nie toe Esra uit Babylon uitbeweeg het nie. Dis toe die dekree in werking gekom het. Nou wanneer het die dekree in werking gekom? Die eerste dag beweeg hulle uit van die eerste maand. Die eerste dag van die 5de maand kom hulle in Jerusalem aan. En hulle het eers later in die jaar, ons sal sien in die herfst van die jaar 457, die dekree, dis toe hulle begin het om daai dekree in te stel, het hy eers in werking gekom. So ons kan nie die tyd vat van die eerste dag van die eerste maand nie.
Ons skuif hom in werklikheid na herfs toe. En hierdie weet ons, dit is in die lente, dis die begin van die jaar. Ons skuif hom hiernatoe, dis amper aan die einde van die jaar. Dit is in herfs. Skuif ons, dit is die beginpunt, dit is die vertrekpunt. Nou die oomblik as jy sê, okay, jou vertrekpunt is daar, dan verander jou hele lyn, want dan skuif jy van hier af, maar 2300, skuif dan, hiernatoe. Want hierdie is lente, hierdie is herfs. Maar kyk wat gebeur nou, die oomblik wanneer ons omskuif, dis die laaste dag van 1843. So dan begin 1844. So wanneer ons op hierdie datum kom, sit ons alreeds binne in die jaar 1844. Okay. So dit is belangrik om te verstaan, ons werk nie meer van lente tot lente nie, hy het geskuif. Want hulle het dit nie reg verstaan nie. Ons verstaan dit reg en die Millerite het dit agtergekom. Maar hulle het eers agtergekom met die teleurstelling, toe Jesus nie gekom het nie, om te sê, wat gaan aan? En hulle het dit na gekyk en gesien, dis nie in die lente nie, dis in die herfs. So ons skuif hom, maar dan skuif jou eindtyd en jy gaan verby 1843, jy gaan na 1844 toe. Uriah Smith vertel vir ons, en ek gaan dit deurlees, die navraag hier, wat gevra word, hoe die dae verleng word tot die herfs van 1844. As hulle begin 457, aangesien dit slegs 1843 jaar vereis vanaf 457 om die hele 2300 vol te maak. Een feit sal hier baie duidelik gemaak word. En dit is dat 457 volle jare voor Christus en 1843 volle jare na Christus, is wat ek nou nog verduidelik het, maak 2300 op. So ons is reg om dit van daar tot daar te vat en die getal is ons meer reg. Okay? Maar nou sal dit duidelik aan almal wees, as 'n gedeelte van die jaar 457 reeds verbygegaan het voordat dit in werking kom. Net so moet ons aan die agterkant daai selfde hoeveelheid aantel. En dit veroorsaak dat ons dan in 'n ander jaar ingaan, in die jaar 1844. En hy verduidelik dit hierso, julle kan dit gaan mooi deurlees, Uriah Smith, Daniël in die Openbaring, bladsy 233. Okay. Wat belangrik is hierso is, dat ons sit nou in 'n kalenderjaar van 1844. Okay. Kom ons gaan net eers mooi deur die tydperk van Esra. Ek gaan dit so verduidelik, dan gaan ek die kalender 'n bietjie verduidelik en gaan ons daarby uitkom. Hy vertrek op die eerste dag van die eerste maand vertrek hy. Wat ons ook sien is, en ons merk 2 punte daar, 'n teleurstelling en 'n vertoeftydperk, waar hulle by mekaar kom en hy sien, daar is nie leviete nie. Hulle gaan terug, ons het dit gelees, en hulle gaan maak 'n beroep op die leviete, om die mense om te kom. En dan was dit tydperk wat hulle vertoef het. Ons het gesien, dat op die eerste dag van die 5de maand, kom hulle aan in Jerusalem. Maar, wat belangrik is, ons het gesien, en dit is in die 10de dag van die 7de maand, dis in herfs, wanneer daai dekree eers in werking gegaan het. Dit is hoekom dit belangrik is ons vat hom al die pad, en dit gaan in 1844 wees, op die 10de dag van die 7de maand, as ons presies 2300 jare gaan bytel. So moenie dat ons verwar word, hoekom ons omskuif van 1843 na 1844 nie. Dit is omdat daai eerste gedeelte van die jaar reeds verloop het, dat ons dit aangeskuif het. Wat baie belangrik is ons gaan na ons gaan later in die Millerites en ook in ons tydlyn gaan ons sien. Die eerstes wat uitgekom het, was die priesters. En daar was nie leviete nie. En daarna
het hulle 'n beroep gedoen en toe die Lewiete eers ingekom. Dit is vir ons belangrik om hierdie reeks te onderskei om te sê, ons het gesien met die eerste opslag, met die eerste roep wat gegee is, het die priesters gereageer. Maar daar moes 'n tweede roep gewees het vir die Lewiete om in te kom. Okay. Ons het ook gesien, hierdie is net vir die huis van Israel. Die oproep wat gemaak word van hierso af, is vir die huis van Israel. Dit is nie verander nie. Dit was vir die huis van Israel om te sê, kom ons gaan terug en ons herstel ons gebroke land. Okay. Ons sien in daai tyd fisies, ons gaan dit hier toepas. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 10 vers 11 toe. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Mense gaan lees weer asseblief broers en susters hierdie gedeelte deur. 1 Korintiërs 10 vers 11. Die Bybel is hoofsaaklik geskryf en al die profete praat meer oor ons tyd as hulle tyd. Dit is 'n feit. Daar's meer beskrywing van wat aangaan nou in die wêreld as wat daar geskryf is vir hulle. Die Bybel is vir ons geskryf aan wie die eindes van die aarde gekom het. En ons weet dat die Here sê, hy wys ons die einde van die begin af. So ons gaan kyk na dit wat gebeur het in die begin en ons sal sien dit trek deur na ons. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, ek wil net die kalender so 'n bietjie verduidelik want dis ook baie keer 'n verwarring wat mense het dan. Kom ons kyk, uittrek ons, ek het Wikipedia gebruik en ons kyk na die Hebreëse kalender. Die Hebreëse kalender is hulle noem 'n lunisolar. Dit beteken, hulle gebruik die son en hulle gebruik die maan. Dit beteken, kom ek lees dit deur, dan gaan ek dit vir julle verduidelik. Die Hebreëse kalender is 'n lunisolar kalender, wat beteken dat maande is gebaseer op die maan. So hulle kyk na die maan, wat van volmaan tot volmaan is, maar jare is gebaseer op die son. Dit bedoel die aarde se omwenteling om die son. Okay. Die kalenderjaar beskik 12 maande en 29 of 30 dae in 'n maand met 'n skrikkeldag maand, ek gaan dit nou verduidelik, wat bygevoeg word aan die 12de maand siklus om die sinkronisering met die langer sonjaar. Hierdie ekstra maande word 7 maal elke 19 jaar bygevoeg. Okay. Kom ek begin om vir julle te verduidelik. Wat hulle doen is, die maan vat 29.5 dae van vol tot vol, om die siklus te voltooi. Okay. Nou, ons kan nie 'n halwe dag gebruik nie, so wat hulle doen is, hulle begin om te sê, die een maand is 29 dae lank, die volgende maand is 30 dae, volgende maand 29, 30 dae. So die kalender bestaan uit 12 maande, waarvan een maand 29, een maand 30 dae is. Maar, as ons dit gaan optel, dan sal ons sien dat die aantal dae wissel. En wat hulle doen is, hulle het 'n bykomende reëls, wat hulle sê, en dit is dat, hulle maak seker dat vakansiedae val op sekere dae van die week. Okay, en om dit te doen is, hierdie reël word geïmplementeer deur die toevoeging van 'n ekstra dag in die 8ste maand. Dan maak dit daai maand 30 dae lank. Of deur die verwydering van 'n dag in die 9de maand, dan maak dit 29 dae in plaas van 30 dae. So hulle speel met daai dae om die vakansiedae reg te laat plaasvind, volgens die Joodse kalender. Okay, dit beteken dat die lengte van 'n jaar gaan wissel van 353 dae, 354 dae of 355 dae. Okay. Maar dan het hulle 'n skrikkelmaand, want wat hulle moet doen is, hulle moet dit aanpas die maande en die siklus van die maand by die aarde se omwenteling. So wat gebeur is, hulle sit dan 7 keer in 'n 19 jaar tydperk. 7 keer in daai 19 jaar sit hulle een ekstra maand by om jou seisoene en jou jou aardomwenteling om die son reg te hou. Dit beteken, dan het jy party jare
wat 383 dae is, 384 of 385 dae lank is. So, dit klink verwarrend, maar dit is 'n jaar, maar hulle sit 'n maand by, want hy gaan uitsinkronisering wees met die seisoene, en hulle sit 7 keer in 19 jaar siklus, sit hulle daar ekstra maand by. So soos ons 'n skrikkeldag het, elke 4de jaar, het hulle 'n skrikkelmaand, en hy wissel. Okay. Dan in die ander ding wat hulle doen is, ons moet kyk na die gars. Okay? In antieke tye het die wet bepaal, of beveel dat Israel 'n handvol van die eerste vrugte van die land aan die priester voorgelê word vir die offer by Pasga tyd. Dit moet 'n ewige instelling wees vir julle geslagte en julle woonplekke. Dit is alles Levitikus 23 van vers 10 tot 14. Deur hierdie wet was die antieke Hebreëse jaar gereguleer en die volmaand van die garsoes merk die eerste maand van die jaar. Dit is Abib of Abib is hoe ons dit ken. Okay, dit dui die nuwe vrugte op die groen are aan. Gaan kyk in Deuteronomium 16 vers 1. Gevolglik is die sekel die teken van die eerste maand van die Paskale seisoen. Die wet van die eerste vrugte kom nie in die koue winde en sneeu van Palestyn voor nie. En daarom is dit seker dat die oorspronklike Joodse Paasfees nie so vroeg as Maart gevind word nie. Ons moet nou baie mooi kyk hoe die kalender skuif. Wat ek ook voorheen gedoen het, ons wil dit in ons kalender vasmaak om te sê, daai is 'n spesifieke, en Pasga is 'n spesifieke datum van Maart of van April. Jy sal sien, hy skuif altyd op ons kalender. Maar goed, is nie vas nie. Soos ek gesê het, is dit wissel van hoe lank hulle jaar is daar 'n skrikkeljaar in, en waar hulle begin. Wat hulle doen is hierso, om die jaar se begin te bepaal, kyk hulle na die eerste ryp gars, die eerste oes, en dit gaan saam dan met die eerste met die regulering van die volmaand op die so dit bepaal dan die eerste dag van die eerste maand. Okay. Nou. Binne die Joodse kalender het jy verskillende groepe wat dit doen. En ons sal sien, ons het hulle noem dit 'n rabbynse of 'n kariaat. In Afrikaans sê hulle 'n kariatisch kalender. Ek gaan hom met kariat, dit is die groep hoe ons hulle ken. So ons het 'n kariat groep wat die kalender op 'n manier hou, en dan het ons 'n rabbynse groep wat dit hou. En ons gaan kyk wat die verskil is, want jy gaan sien die Millerites het ook van verskillendes van hulle gekyk. Ons sê baie keer, en ons dink baie keer, William Miller, hulle het nie geweet wat aangaan nie, hulle het 2300 jaar gevat. Ons word geleer dat hulle het deur mekaar geraak met 'n 0 jaar, as ons net 'n 0 by mekaar sit. Dit is nie so nie, mense. Daai mense het presies geweet. William Miller het gegaan, en ek sal daarvan hou om hierdie aanbieding eendag te doen, as die Here my help daarmee. Hy het gaan uitwerk, alles tot en teruggewerk met die Adam en Eva se tyd, die vloed, en al hierdie tipe van dinge. Kronologies kan ons al hierdie dinge uitwerk om presies te kyk, hoe oud is die aarde, waar staan ons in die geskiedenis, wanneer het hierdie dinge begin. Hulle het presies geweet van hierdie kalenders, hulle het presies geweet van al hierdie dinge. Maar wat baie moeilik raak is, omdat jy verskillende kalenders en die verskillende groepe het, wat hierdie kalenders gehou het, moet ou baie mooi kyk wat jy gebruik om presies reg te kom, en dan moet dit oorgeskakel word na ons Gregorian, soos ons dit noem, kalender toe, om dan presies te kyk waar ons staan. En dit is waar hierdie dinge begin moeilik raak. Okay. Kom ons kyk na die Kariite kalender. Die Kariete was beskou as 'n sekte in die 8ste eeu. Hulle het geweier met 'n paar uitsonderings om die normatiewe vaste kalender te herken. Want wat gebeur het is, die mense het heeltemal uitbeweeg uit Palestyn uit. Hulle het nie meer gekyk na die eerste vrugte wat gebeur het. En hulle begin 'n vaste kalender opstel, en hulle het weggegaan na die oorspronklike Hebreëse kalender van hoe die Here dit oorspronklik wil hê. Hierdie is die Karites kom weer terug, en hulle hou hierdie goeders op die letter
volgens die woord van die Here hoe ek dit verstaan. En kom ons lees weer die Karaïte, die sekte van die 8de eeu het geweier met 'n paar uitsonderings om 'n normatiewe vaste kalender te herken en hervestig die waarneming van die nuwe maan. Okay? Skrikkeljare is bepaal deur die waarneming van die rypwording van die garsoes in Palestina. Gevolglik het Karaïtes dikwels die fees gevier op die datums wat verskil van die van die Arabies. Later in die middeleeue het die Karaïtes sommige van die normatiewe kalenderpraktyke aangeneem terwyl hulle ander verwerp het. Dit is Encyclopedia Britannica waar ek dit gekry het. Nou, kom ons kyk net vinnig 'n bietjie na William Miller se dilemma. Want William Miller het in die begin net gesê die Here gaan kom en hy het 'n jaar vasgemaak van Maart 1843 tot Maart 1844. En dit is hoe hy dit uitgewerk het en hy was nie daarop ingestel om 'n spesifieke dag daar te stel nie. Volgens hom was dit binne daai jaar. Maar hoe nader dit gekom het, hoe meer het die Millerites begin kom en sê vir William Miller, ons moet hierdie dinge vasmaak. Ons kan nie sê binne 'n tydperk nie, ons moet dit vasmaak. En hulle het baie begin moeite doen en hulle het dit begin deurgaan. Kom ons lees 'n bietjie daarvan en ons kyk wat het gebeur. Nou was daar 'n geskil tussen die Rabbynse en die Karaïte Jode oor die regte tyd van die begin van die jaar. Die voormalige Rabbynse Jode is verstrooi oor die hele wêreld en kan die tyd van die rypwording van die oes in Judea nie waarneem nie. Hulle reguleer dus die begin van die jaar deur die astronomiese berekening en die begin met die eerste dag van die nuwe maan naaste aan die equinox wanneer die son in Aries is. Nou equinox is die woord wanneer jy die langste wanneer jou dag en jou nag presies gelyk is. Jy sal sien, jy kry 2 equinox. Die een gaan wees wanneer jy in die winter oorbeweeg na die somer toe op 'n spesifieke datum en wanneer die son weer terugkom van die somer af terug. Dan gaan 2 van hierdie gevalle wees in 'n jaar waar hy reg op die ewenaar gaan skyn en ons gaan in die noordelike en die suidelike gedeeltes dieselfde lengte dag en nag hê. En dis interessant. So hulle doen hulle berekeninge volgens dit. En die Karaïte Jode inteendeel het steeds aan die letter van die wet van Moses in die begin van die nuwe maan naaste aan die garsoes in Judea en is 1 maan later as die Robynse jaar. Dit is baie interessant, hulle verskil van mekaar. Die Joodse jaar van na Christus 1843 as die Karaïtes reken is in ooreenstemming met die wet van Moses. Dis begin hierdie jaar met die nuwe maan op die 29ste dag van April op die Joodse kalender. Maar in 1844 sal dit met die nuwe maan volgens April 1819 wanneer die 2300 jaar bereken sal word. So wat gebeur is, as jy kyk na die einde van die jaar 18 as ons hierso is 1844. As ons dit op die kalender gaan oorbring, dan gaan ons sien die eerste dag van die eerste maand is die 19de April 1844. As ons die datum gaan oorbring van die eerste dag in die 5de maand, ek sal vir julle op ons webwerf 'n baie mooi kalender uiteensit wat baie mooi gedruk is wat jy die twee kan vergelyk en presies kan sien. Dan is dit die 15de Augustus 1844 en die 10de dag van die 7de maand is 22 Oktober 1844. Dis wanneer die dekree ingekom het. So as ons Esra 7:9 vat met daai datums en ons werk dit terug na ons kalender toe, sit ons op die eerste dag, bedoel 1 Januarie in die Joodse kalender, is 19 April 1844 vir ons kalender. 15 Augustus 1844 op ons kalender en 22 Oktober 1844. Ons almal ken daai datum. En ons weet hulle was reg. Die Here het dit vir ons bevestig. Dat dit en dit was ook die 7de dag van die 7de maand. Ons gaan ook kyk is wat se feesdag.
En dit is die skoonmaak van die heiligdom, dis die dag van versoening. Okay. So wat gebeur het is, hoe nader hulle gekom het die Millerites 'n datum vasgemaak en gesê, dit is in die begin, werk saam met my, en ons kyk. Hulle het heel eers gekyk om te sê, die Here gaan kom, en hulle het vasgestel, die einde en die laaste van 1843. Hulle datum wat hulle vasgestel het, sal dus wees, 18 April is die laaste dag, van die laaste maand, in die Joodse kalender, 1843. Verstaande? En dit het hulle gesien as die koms van die Here. En toe dit nie gebeur het nie, en die Here het nie gekom nie, was daar presies teenoorstemmend met Esra 'n teleurstelling. Die Millerites sit en hulle sê, wat het gebeur? En hulle gaan deur en hulle besigtig elke liewe datum, elke liewe dingetjie wat hulle gedoen het, wat hulle geleer het, alles wat die Here vir hulle gelei het. En dan gaan 'n hele aanbieding doen oor die Millerites. En hulle sien, hulle het nie fout gemaak nie, die 2300 jaar, alles is reg. Maar hulle kom op een ding af. En dit gaan alles oor Esra 7:9. Soos hulle dit verstaan het, het hulle die eerste dag van die eerste maand gesien as die beginpunt van die 2300 jaar. Dit beteken, hulle die Here verwag aan die einde van 1843, die Here het nie gekom nie. Toe hulle besef dat die dekree waarmee hy in sy hand gesit het, Esra, eers in werking gekom het in herfst, en hulle het dit saamgevind en besef dat dit is deel van die dag van versoening, alhoewel hulle nog nie verstaan het wat in die heiligdom gaan gebeur nie. En hulle die datum reg gesit om te sê, maar hierdie is die 10de dag van die 7de maand in herfst, en hy het oorgegaan na die 10de dag 7de maand. En toe hulle dit besef, is daar iets wat baie interessant wat gebeur het. In hulle teleurstelling wat hulle het, is dit ook 'n vertoeftyd. Daai mense het glad nie meer 'n boodskap uitgevat na die wêreld toe nie. Hulle het ingedraai na hulle self toe, hulle het die dinge bestudeer en die Here se raad gevra. En soos hulle lig gekry het en begin sien het hierdie goeie skuif, is daar iets baie interessant wat gebeur het. Okay, en ek wil dit vir julle lees. En ek wil verduidelik, en dit is middernag. Want hulle het besef, die oomblik toe hulle begin vertoef, die oomblik toe hulle wag, het hulle besef, hulle sit in Matteus 25. En dit gaan alles oor die 10 maagde. Die 10 maagde se storie het hulle besef, is besig om in hulle lewens uit te speel. En hulle het dit besef. Hulle het ook teruggegaan na Habakuk 2 toe, waar die Here sê, alhoewel hierdie visie vertoef, wag op hom, want hy sal kom. Nou, Suster White vertel vir ons in die groot stryd, bladsy 398, terwyl die bruidegom talm, luister mooi, het hulle almal vaag geword en aan die slaap geraak. Dis die tydperk waarna hulle was, en hulle het dit besef. Okay? En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. Dis Matteus 25, 5-7. In die somer van 1844, luister wat sy sê, halfpad tussen die tyd, toe dit die eerste keer verwag was, dat die 2300 dae sal eindig, en die herfst van dieselfde jaar, wat het daarna gevind is, dat hulle dit uitgestel het, was die boodskap geproklameer in dieselfde woorde as die Bybel. Kyk, die bruidegom kom. Okay. Wat sy doen is, sy sê, vanaf die datum hierso, dit is die 19de April, wanneer hulle verwag het, dat die Here sou kom, tot en met die datum wat hulle daarna vasgestel het, dis 22 Oktober, wat die Here gaan kom,
In die middel, nou jy kan dit gaan uitwerk, presies in die middel is 21 Julie 1844. Dit is presies in die middel en dit is middernag. Dit is in Engels hulle midway. Hierdie is midweg, as ek dit direk vertaal. Maar dit is in die middel. Okay. Kom ons lees 'n bietjie. Leroy Edwin Froome, 1954. Gedurende Januarie en Februarie het Samuel Snow gespreek oor die val van Babylon en die koms van die Here soos die bruidegom na die huwelik op die 10de dag van die 7de Joodse maand 1844, maar daar was min belangstelling of reaksie vir die oomblik. In April het hy sy familie in Worcester geleë en het na New York gegaan. Maar waar vyhandigheid minder was oor die verkondiging van die 7de maand van 1844. Dis nou Miller se jaar 1843. Wat reeds verstryk het. Na 3 weke in New York, Brooklyn en Newark het hy op Philadelphia op versoek van George Storm gekom. In Mei het hy teruggekeer na Worcester en daar gebly tot Junie 21. Op uitnodiging het Snow daardie dag verkondig in die groot Boston Tabernakel die teks: kyk, die bruidegom kom. Op die 10de dag van die 7de maand gaan uit hom tegemoet. Hier is deur Longborough, een van ons pioniers wat dit geskryf het. So dis baie belangrik dat daar's 'n man met die naam van Samuel S. Snow wat op die 21ste Julie presies op daai dag op Boston Tabernakel begin om hierdie middernag roep om te sê, kyk, die bruidegom kom. En hy begin dit te verkondig, maar die mense gee nog nie regtig ag aan hom nie. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Oor die middel van Julie het die Seun van God in die herlewing van afvalliges en begin om die proklamasie van die tyd by te woon. So hierdie mense begin en hulle begin hierdie goed bywoon. Hulle begin wakker word in 'n sin. En diegene wat die sienswyse omhels het 'n merkbare verandering in hulle wandel gemanifesteer en 'n skielike wakker word uit die slaap, soos dit voorspel is. Teen middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al hierdie maagde op en maak hulle lampe reg. Vanaf Julie is hierdie beweging in verskillende dele van New England en onderskeidelik van mekaar maak. Hulle is almal bygewoon deur die Seun van God en 'n herwinning van baie wie se lampe naby was om uit te gaan en 'n heiligmaking van sy gunsgenote. Met die Exeter kampvergadering. Nou daai Exeter kampvergadering was die 12de tot die 17de Augustus 1844. Okay. Het al hierdie invloede ontmoet. So alles kom hier by mekaar en vermeng in een groot beweging en vinnig versprei deur die Adventiste in die land. Hierdie is die ook deur Longborough, bladsy 159. So wat gebeur het is, hier kom alles nou tot 'n hoogtepunt. Mense begin ontmoet, hier's meer as 3000 mense, hierso, meer as 3000 mense, en dit is by Exeter kampvergadering, wat almal daar is. En al hierdie dinge kom by mekaar. Ek gaan vir julle verder lees wat gebeur by daai kamp, Exeter kampvergadering. So het die tyd voortgegaan tot Julie 1844, toe die grootste kampvergadering wat Adventiste ooit gehou het, het hulle vergader op dieselfde Exeter, New Hampshire. Dit is berig dat daar 3000 in daardie kamp was. Dit is gehou in die bos, in die ope. Geen lappaviljoen vir die kampdienste nie, maar baie sitplekke. Op Sondag voormiddag, ouderling Joseph Bates het gespreek toe 'n man ingryp kom op volle spoed in die kamp. Hy plaas sy perd waar hulle dit kan hou en kom in die gehoor en gaan sit by sy familie en ouderling John Coach. En met 'n oop Bybel en 'n fluisterstem verduidelik hy die oorsaak van hulle teleurstelling en die middernagroep wat nou moet begin. Broer Bates het 'n illustrasie gebruik wat deel was van die aanbieding.
van geduld oor sy ervarings, as hy die huis nader op 'n seereis na 'n lang afwesigheid. Die krag van God het oor Suster Couch gekom en sy het opgestaan, gewink vir broeder Buys. Hy het gesê, Suster, wat is dit? Sy het geantwoord, wat jy sê is alles baie goed, maar hier is 'n man wat lig het oor die middernag geroep. Wel, sê broeder Buys, dan laat hom kom om op die paviljoen en gee dit aan die mense. En hy het gaan sit. Die leraar wat dus op die podium was S.S. Smith, wat in 'n paar sinne vir hulle die pad van sy middernag geroep boodskap gegee het. Ouderling James White was in hierdie gehoor. Ek was nie daar nie, maar ek het my lig op die onderwerp na diegene wat daar was gekry. Okay. Nou, dit is wat gebeur. Broer Snow het gevra, waar is ons advent ervaring? Antwoord van die gehoor. Hy het gevra, waar staan ons in tyd? En hulle het gesê, in die talmtyd. So hulle het besef, hulle sit in die talm en die vertoeftyd. Vraag, hoe lank was die visie om te talm? Die antwoord, tot middernag. Vraag, wat is 'n dag in profesie? Antwoord, 1 jaar. Vraag, wat dan sou 'n nag wees? Antwoord, 6 maande. Vraag, dan wat sou middernag wees? Antwoord, 3 maande. Vraag, hoe lank is ons nou al in 'n talmtyd? Antwoord, net 3 maande. Toe hy hierso staan, en hy vra die vraag, toe sit hulle, hierdie is 'n 6 maande tydperk. En hier sit hy, in die middel, presies daar, 3 maande, en hy vra die vraag, as ons profetiese dag kyk, en as ons profetiese nag kyk, waar staan ons, en hy gebruik dit om te sê, dit is waar ons staan, en hy sê, en hy het gesê, dan is dit die middernag nou, en ek is hier met die middernag geroep, en in 'n paar sinne het hy verduidelik, dat dit in die herfs van 457 was, dat die bevel uitgegaan het, en so was hulle dan 6 maande kort in hulle berekening van die 2300 dae, en dat 22 Oktober 1844 die tyd sou wees. So wat hy doen is, Samuel Snow kom, en hy verduidelik aan die mense, dis hoekom julle teleurgesteld is. Julle het gekyk na die eerste dag van die eerste maand? Nee. Julle moes gekyk het na die 10de dag van die 7de maand, dit is herfs. Daarom skuif ons daai tydperk aan, hy verduidelik dit aan die mense. Daarna het hy met 'n sterk stem gesê, kyk, die bruidegom kom, op die 10de dag van die 7de maand, 22 Oktober 1844, gaan uit hom tegemoet. En hy bring vir hulle, in Engels hulle die midnight cry, die middernag geroep. Okay. Soos hy daardie woorde geuiter het, luister hierso, het die magtige krag van God oor hierdie hele kamp gekom, en baie mense op die grond laat lê, en skielik daardie kamp gedraai, en 'n mees kragtige belydenis en getuienis vergadering. Dit was net die begin van die middernag geroep boodskap. Van daardie beweging het broer Sadert gesê, in die middernag geroep, het die koerant waarvan hy die redakteur was, dit spoel oor die land met die snelheid van 'n tornado, en dit bereik harte in verskillende en afgeleë plekke, byna gelyktydig, en op wyse wat slegs op 'n veronderstelling is dat God dit doen. Die groot tweede adventbeweging, dit is alles deur Longbarrow, bladsy 522 tot bladsy 523. So hierdie is met krag van die Heilige Gees is dit gegee, en hier staan die mense in die middernag roep begin. Hier het hy begin die eerste keer as kies, daar staan hy, en dit was op die 15de dag van Augustus in 1844. So ons noem hierdie die middernag geroep, of soos in Engels sê hulle, die midnight cry. En van daar af het hulle net daai tyd oor gehad, wat hulle geweet het, die Here gaan kom. Daar's nog verskillende dinge wat ek vir julle daaromtrent kan sê. Kom ons gaan net vandag na die feestydde toe.
Kom ons kyk gou net na die feestydde. Want baie mense bring die feestydde en Esdra 7 bymekaar en hulle wil dit verduidelik. Ek wil net iets baie duidelik maak. Kom ons kyk net na die eerste 3 feeste. Die feeste, moet ons verstaan, die Here het dit so gemaak, van die eerste fees tot die laaste fees, is alles binne 1 jaar. En daai 1 jaar in die Israelse geskiedenis verteenwoordig die hele verhaal van die redding van mense in ons geskiedenis. So hulle het dit elke jaar herhaal, om dit in te print by ons, wat is die regte woord vir gospel? Die blye boodskap van die Here is in figure en in simbole. Figure en simbole, as ek dit so kan stel, gegee. En dit is vir ons nou, om dit te verstaan en te interpreteer. So, hulle feestydde het die hele reddingswerk van die Here aangedui. En dit was 'n voorskouing van wat sal gebeur, onthou dit, en ons is nou in die vervulling daarvan, so ons kan nie teruggaan om die feeste te hou nie. Dan maak ons die dood van Christus tot niet, want ek gaan nou vir julle verduidelik. Die eerste is die Pasga. Op watter dag het die Here die Pasga ingestel? Onthou julle? By Egipte, met die laaste plaag, die 10de plaag, moes hulle die lammetjie slag, en hulle moes die bloed op die kusyne sit. Dit was op die 14de dag van die eerste maand, nie op die eerste dag nie. Dit is die Pasga, die 14de dag. Die 15de dag is dit die fees van ongesuurde brode, en die 16de dag was dit die eerste vrugte. Ok, nou kom ek verduidelik. Die 14de dag, die vervulling daarvan, wie is ons Pasga lam? Wie is die lam wat vir ons geslag is? Dit is Jesus Christus. Hy het hierdie fees vervul, ten volle, op die 14de dag van die eerste maand. Okay? Die dag daarna, die 15de, waar was Christus gewees? In sy graf. Dit was die Sabbat gewees, onthou hierdie was die Vrydag. Kom ons maak dit so. Vrydag, Sabbat, en dis die eerste dag en ons noem dit Sondag. Kyk mooi. Op Vrydag is Christus gekruisig, dis die Pasga, en daar was 'n aardbewing. En die graf het oopgegaan. Maar die mense het nie lewendig geword en uit die graf te gekom nie. Ons moet die skrifte baie mooi verstaan en Ellen G. White se werke deurlees. Ons gaan nou verduidelik. Die 15de, die Sabbat, lê Christus in die graf. Tot in sy dood hou hy die Sabbat. Maar dit is belangrik, want die ongesuurde brode kan ons sien, en ons vat ook die verwysing terug na die manna toe, wat Jesus se liggaam verteenwoordig in een manier. Dat sy liggaam het nie korrupsie gesien nie, soos die manna ook nie op 'n Sabbat afgegaan het nie, onthou julle? Dubbelporsie is ingeneem op die Vrydag, dit het oorgestaan op die Sabbat en niks oorgekom. Dit is die liggaam van Christus. Maar Jesus het opgestaan op die 16de en hy was die eerste ling van die eerste linge. Maar ook moet ons onthou, en ons moet nie vergeet nie, daar was ook 'n opstanding gewees van baie mense wat daai aardbewing plaasgevind het. Ons verstaan dit as martelare van Christus. En hulle het uit hulle grafte uitgekom. Dit het alles Sondag gebeur nadat Christus opgestaan het. Het hierdie mense ook opgestaan. Ek weet nie hoeveel dit is nie, maar hulle het in die stede versamel en met die hemelvaart is hulle saam met Christus hemel toe as eerste vrug wat aangebied is. En dit moet ons baie mooi verstaan. Dis die eerste 3 feeste. Dan het ons die ander feeste, onthou, ons gaan daarna kyk, dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees, of in Engels is dit Pentecost, Pinkster, wat ons dan het, en dan het ons die
Okay, dan het ons die wassyne, as ek my konsentrasie is nou verbreek, dan het ons die fees van wassyne, wat geroep het 10 dae voor die dag van versoening, wat geblaas het en gesê het, die dag van versoening begin. Dan is dit die dag van versoening, en die dag van versoening weet ons is op die 10de dag van die 7de maand. Hierdie is alles die begin van die jaar, dit is in die lengte gewees, en daai al die ander was in herfst gewees, die laaste wat ons gehad het. En dit was dan die dag van versoening, en die laaste was die dag van Houtefees wat hulle die hutte gebou het. En dit is die einde. En ek gaan die ander mooi vir julle verduidelik. So wat belangrik vir my is om te sien Esra 7:9. Ons gebruik dit profeties en ons gaan kyk in die Millerite se geskiedenis en ons gaan hierdie herhaal. Maar die eerste dag van die eerste maand is 19 April 1844 vir die Millerite. Want dit gaan alles oor die 2300 jaar. As ons nou en ek het 'n aanbieding gedoen waar ons gekyk het aan die 70 weke, dan moet ons ook onthou, ons het geskuif sodat die datum wat vasgestel is vir die kruisiging van Christus is die jaar 31. En die datum wat vasgestel is van die einde van die 70 weke toe Stefanus gestenig is die jaar 34. Baie mense werk om 'n jaar terug omdat hulle nie inreken wat gebeur nie, want onthou hy het geskuif aan daai kant. Daar's baie wat ek graag nog wil sê. Ek dink daar's baie op die literatuur wat ek wil beskikbaar maak vir julle, en dan kan julle kyk na die verskillende kalenders, hoe pas hierdie kalenders mooi by mekaar aan. Die Here werk die einde van die begin af. Hy wys vir ons presies wat het gebeur. En ons gaan hierdie moet baie mooi toepas, ons kan dit nie uit sy plek uithaal nie. Wanneer ons die tydlyn gaan doen van die Millerite, en van ons gaan ons sien hier goed pas, soos 'n handskoen presies op die regte plek aan. Mag die Here saam met ons gaan, mag ons verstaan wat ons besig is om te doen, en die boodskap waarmee ons besig is. Amen.